Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. En 'n baie geseënde Vadersdag vir al die pappas. Mag dit vir elkeen van julle 'n baie vreugdevolle bederfdag wees en mag ons almal al ons pappas waardeer en vir hulle regtig respekteer en lief hê. Kom ons word nou stil voor die Here, ons hemelse Vader, en dan bid ons saam. Ons Vader wat in hemel is, op hierdie koue pappadag kom ons na u genadetroon om u naam groot te maak en om u te verheerlik. U is die Vader wat vir ons sorg, wat voorsien in alles wat ons nodig het. U is die Vader wat ons oneindig baie lief het. U is die Vader wat besluit het om ons in Christus Jesus te verlos, sodat ons u kinders kan wees. En sodat u Gees binne in ons kan getuig dat ons u kinders is en dat ons aan u behoort. U is ons Vader wat ons kom soek wanneer ons weggeraak het. Wat ons optel wanneer ons geval het. Wat ons van struikeling bewaar. U is die Vader wie se genade vir ons so oneindig groot is. Wat bereid is om ons te vergewe wanneer ons tot inkeer kom. U is die Vader wat groot vreugde ervaar en beleef wanneer elke kind van u terugkeer na die Vaderhuis. En daarom kom ons vandag om te hoor wat u deur die woord en deur die Gees vir ons wil sê. Ons is hier om u te aanbid, om u te loof en te prys, maar om ook vir u te gehoorsaam. Gee daarom vir ons 'n boodskap, Vader, wat ons in ons harte kan bewaar, maar wat ons ook kan motiveer en inspireer om u met dankbare toewyding, oorgawe en gehoorsaamheid te dien en te verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan by hierdie geleentheid lees uit die Evangelie van Lukas, die 15de hoofstuk, vanaf die 11de vers, die gelykenis van die verlore seun. Ek het nou die afgelope week in my voorbereiding gewonder, maar watter teksgedeelte pas nou eintlik die beste by so Vadersdag geleentheid? En watter teksgedeelte pas dan nou ook by ons tema van die jaar, dat ons vreugde in die Here moet vind, en dat hy vir ons gee wat ons hart begeer, by daardie ware, egte en regte vreugde. En daarom het Lukas 15 toe vir my voorop gestaan. Dis 'n baie bekende gelykenis, maar ons gaan vandag weer 'n bietjie na hom kyk, en ek glo dat ons dalk met nuwe oë weer nuwe goed sal raak sien, ook in hierdie gelykenis vandag. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe.
nadat hy alles deurgebring het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur, om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil, met die peule wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring in sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit, en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my. En alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore. En ons het hom teruggekry. Tot sover ons skrifgedeelte. Geliefdes, Jesus het dikwels in gelykenisse vir mense geleer. Hy het 'n spesifieke doel daarmee gehad. Dit was verstaanbare stories. Nie goed wat regtig gebeur het nie, maar verhale wat hy vertel het. Verhale gebaseer op die alledaagse lewe, dinge wat aan die mense bekend was. En sy doel met hierdie gelykenisse was om vir hulle iets oor God se koninkryk te verduidelik, sodat hulle dit beter kon verstaan. En dan natuurlik ook om terselfdertyd vir hulle 'n besondere boodskap oor te dra. Hier in Lukas 15 kry ons die sogenaamde trilogie van verlorenheid. 3 dinge wat weggeraak het, weer teruggevind is. 3 kosbare dinge. 'n skaap, 'n muntstuk, en dan ook 'n seun. En elke keer wanneer hierdie 3 dinge wat weggeraak het, weer teruggevind word,
is daar groot vreugde en blydskap. Die mense roep sommer hulle vriende en bure bymekaar en hulle vier fees, want hulle is dankbaar en vol vreugde omdat dit wat weg was, weer teruggevind is. Daar is 'n verskil in hierdie 3 dinge wat weggeraak het. Een daarvan is 'n dier, een 'n muntstuk, en dan een 'n kind. Wanneer die muntstuk en die skaap wegraak, word hulle gesoek. Maar die seun moes weer op sy eie self teruggekom het. Hoekom het Jesus hierdie 3 gelykenisse vertel? Hy het dit vertel want die fariseërs en die skrifgeleerdes was ewig ontsteld. Ons sal amper kon dink, maar hulle is heeltemal permanent, aanhoudend ontsteld. Maar hoekom nou spesifiek in hierdie omstandighede en in hierdie konteks? Hulle is ontsteld want Jesus meng met tollenaars en sondaars. Tollenaars en sondaars was amper so 'n versamelnaam vir almal wat verkeerd opgetree het en wat verkeerd geleef het, wat die wette van God oortree het, wat ongehoorsaam is. So as jy 'n tollenaar en 'n sondaar genoem is, dan is jy iemand genoem wat skelm is, wat oneerlik is, wat God se wil oortree. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het naas die Ou Testament of groot dele van die Ou Testament wat hulle as hulle Bybel geken het en gehoorsaam gevolg het, ook sekere ander wette gehad wat deur ander rabbies en skrifgeleerdes geskryf en opgeteken is, wat interpretasies was van die wette en wil van God. En daarin is 'n klomp reëls en riglyne en baie van dit het gehandel oor heiligheid. Hulle het daarna gestrewe om heilig te wees. 'n Heilige lewe het beteken dat jy 'n rein lewe leef waarin jy jou afsonder van dit wat onrein en onheilig is, waar jy van dit af wegbly. So mag jy byvoorbeeld nie naby 'n lijk gekom het, iemand wat afgesterf het nie. Jy mag nie aan so iemand geraak het nie, want dan sou jy onrein word. En as jy aan iets raak waarin so liggaam geraak het, dan raak jy ook onrein, so jy het ook nie daaraan geraak nie. En dan was daar sekere kossoorte wat as onrein beskou is en varke was die toppunt daarvan. Jy het nie naby 'n vark gekom of aan 'n vark geraak nie of varkvleis hoegenaamd geëet nie. Want dit sou jou onrein, onheilig maak. Dis die goed wat hulle geglo het en hoe hulle dit geïnterpreteer het. Daarmee saam het hulle ook weggebly van mense wat melaatsheid het, omdat daardie siekte hulle glo het baie aansteeklik is en dit jou ook onrein kan maak. Maar dan het hulle ook ver weggebly van tollenaars en sondaars. Mense wat 'n onheilige en 'n onrein lewe geleef het. Want as jy naby hulle kom, net aan hulle raak of net in hulle teenwoordigheid is, maak hulle jou ook onrein en onheilig, het hulle geglo. Nou sien hulle Jesus, wat veronderstel is om 'n rabbi en 'n leermeester te wees, ook 'n skrifgeleerde. Hy meng met die tollenaars en die sondaars. Hy praat met hulle in die openbaar. Hy gaan selfs by hulle huise in. En hy eet saam met hulle aan tafel. En dit het hulle ewig ontstel. Want dit beteken, hy maak homself onheilig en onrein.
En hulle wou hulle self distansieer daarvan, en sy optrede het hulle verstand te bowe gegaan. Hoe kan hy, wat dan nou hierdie groot leermeester is, homself so onrein laat word, deur te meng met tollenaars en sondaars, en self saam met hulle te eet? Dis amper die kersie op die koek. Dis ongehoord, dit mag nie gebeur nie, volgens hulle reëls en wette nie. Volgens hulle interpretasie van die wette, maak dit jou onrein, dit maak jou onheilig. Jesus vertel dan hierdie gelykenisse, hierdie 3, om hulle te leer dat daar groot blydskap in die hemel is, wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Jy sien ook in hierdie gelykenisse hoe dat hy sê, net soos daar groot blydskap en vreugde was wanneer hulle hierdie verlore goed teruggekry het, is daar groot vreugde in die hemel. Die engele is vol blydskap en vier fees wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Want sondaars wat tot bekering kom, is nie meer onrein of onheilig nie. En hulle moet ook dus nie veroordeel word nie. Hulle moet dus vergewe word, soos wat God hulle vergewe het. So met die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle ook vergewe, en hulle eintlik dan met ope arms ontvang. In die gelykenis wat ons saam gelees het, raak 'n seun verlore. Die jongste van 2 seuns kom na sy pa toe en sê vir sy pa, "Pa, gee vir my die deel van die besittings wat my toekom." Eintlik is dit iets wat eers gebeur nadat die pa gesterf het. Dis dan eers wanneer die testament in werking tree en wanneer die eiendom verdeel word. Die eersteling seun, die oudste seun, die eersgeborene, het die eersgeboorte reg gehad, en dit het beteken dat hy 'n dubbele deel van die erfporsie kry. Die jonger seun kry dus 1/3 en die oudste seun 2/3. Anders as wat 'n mens sou verwag, het hierdie pa toe besluit om wel sy besittings en sy geld tussen sy kinders te verdeel. Vir die oudste seun sy 2/3 te gee en vir die jongste seun sy 1/3 te gee. Interessante vergunning wat hy gemaak het. Die jongste seun het nie baie lank nadat hy hierdie erfporsie gekry nie, het hy al die goed wat hy gekry het, die skape, die bokke, die lammers, die besittings, het hy gaan verkoop, seker maar op 'n veiling of 'n fundisie of hoe dit ook al op daardie tyd gewerk het, en hy het alles tot geld gemaak. En hy het al die geld gevat en gedink, nou is ek lekker ryk, en hy het die pad gevat. Hy het na 'n ver land toe gereis. En daar het hy losbandig geleef. Het hy sy geld verkoos. Seker maar met dobbelary en 'n gedrinkery en op slegte vrouens gespandeer. En hy het so geleef totdat daar niks meer oor is nie. In Engels sê hulle easy come, easy go. Dit wat jy maklik kry, dit verloor jy baie keer ook weer maklik. En gee dit sommer maklik weer uit. Ons hoor baie keer van mense wat lotto gewen het. Groot geld, ewe skielik gekry het, skielik is hulle miljonêers. En as jy 'n paar jaar later vra wat het van hulle geword, dan het die meeste van hulle niks meer oor nie. Alles uitgeleef, uitgeblaas, verkoos. En ons weet dat verkoosting sonde is. En tog dink ons nie altyd daaraan. Die Here het vir ons
verantwoordelike rentmeesters gemaak om die goed wat hy vir ons gegee het en wat hy aan ons sorg toe vertrou, om dit met verantwoordelikheid te gebruik. En as ons dit nie doen nie, en as ons dit verkoos, dit mors, dan is ons eintlik besig om sonde te doen. Nadat hy alles verkoos het, vermors het, laat daar niks oor is nie, het daar hongersnood ook nog boonop in hierdie land uitgebreek, en omdat hy nou arm was en honger was, het dit hom gedwing om die onreinste werk in die oë van 'n skrifgeleerde en 'n fariseer te gaan doen. En dis om varke op te pas. Varke is beskou as onrein diere, soos ek net nou gesê het, nie net omdat hulle daarvan hou om in die modder rond te rol en so vuil te word nie, maar die goed wat hulle eet, ook hulle kos, is deur die skrifgeleerdes en die fariseërs as onrein beskou. So hierdie seun bevind homself op 'n plek waar hy die toppunt van onreinheid en onheiligheid bereik het. Soveel so, dat die fariseërs en die skrifgeleerdes, toe hulle dit hoor, eintlik sommer al klaar begin retireer het en op 'n afstand staan, want nou is hy regtig onheilig. Eers verkoos hy sy geld om losbandig te lewe, dit maak hom al klaar onrein, en nou kom hy nog by hierdie onrein varke, en hulle onrein kos, en hy begeer om hulle onrein kos te eet, daarvoor sien hulle net nie kans nie, dis een te veel. En dan sien ons die heel grootste Papadag geskenk. Die seun besluit om tot inkeer te kom. Hy besef, by sy pa se huis kry die slawe baie beter behandeling as die behandeling wat hy nou kry. En hy besluit om terug te gaan na sy pa toe en vir sy pa te sê, hy is nie meer werd om sy pa se seun te wees nie, want hy het hom so sleg gedra. En hy is jammer daaroor. Hy is bereid om een van sy pa se dagloners, een van sy pa se slawe te wees. Hy het alles verloor. Selfs die skoene aan sy voete het hy verloor. Niks meer oor gehad nie. Amper dood van die honger. Maar sy terugkoms by die huis is sy pa se grootste geskenk. Sy pa het hom al op 'n afstand gesien aankom en herken en geweet, dis my seun daai. En hy het hom tegemoet gehardloop. Hy het hom innig jammer gekry. Hy het hom met oop arms terug verwelkom. Hy ontvang hom nie soos 'n slaaf, soos wat sy seun wou nie. Hy ontvang hom as sy seun. En hy reël 'n groot vreugdefees. Hy gee vir hom skoene om aan te trek. Hy sit vir hom 'n ring aan sy vinger. Dis twee goed wat 'n mens nie met 'n slaaf doen nie. En dan gaan gee hy die opdrag dat die vetgemaakte kalf geslag moes word. Nou die vetgemaakte kalf is net geslag op uitsonderlike geleenthede, wanneer daar groot rede vir feesvieringe was. En hierdie is vir die pa so 'n geleentheid. Die oudste seun was in die veld besig gewees om vir sy pa te werk soos gewoonlik. En hy kom terug by die huis en hy sien maar hier is 'n groot partytjie aan die gang. Hy hoor die bedrywigheid en die opgewondenheid, die feesviering, hy hoor die musiek en die gedansery. En hy vra vir een van die ander werknemers daar, maar wat is hier aan die gang? Wat se partytjie is hierdie? Niemand verjaar mos nie, hoekom is daar nou rede vir hierdie feesvieringe? En dan sê die werker van sy pa vir hom, jou broer het teruggekom. En jou pa het opdrag gegee dat ons moet fees vier, omdat hy weg was en hy is nou weer terug.
Toe word hierdie oudste seun kwaad, ontsteld. Sy pa kom en sy pa kom praat mooi met hom, geduldig met hom, respekvol met hom. Maar hy antwoord sonder om respek te toon vir sy pa, uit woede uit. Hy sê vir sy pa, hoe kan dit wees? Ek werk nog die hele tyd soos 'n slaaf vir pa. En ek het nie weggegaan nie. Ek het nie pa se geld gaan uitmors op slegte vrouens nie. Ek het nie gaan losbandig lewe nie. En nog nie eens een keer het pa vir my gesê, my kind, hier is vir jou bokkie, hou 'n bietjie 'n partytjie saam met jou kinders nie. Nou dat, hy sê nie my broer nie, hy sê nou dat hierdie seun van pa, hy voel geen verbintenis met hom nie. Sy verhouding is versteur. Nou dat hy teruggekom het, nou word hier fees gevier. Dis mos onregverdig. Dis hoe hy daaroor voel. Maar sy pa sê vir hom, my kind, jy is nog altyd by my. En wat myne is joune. Ons kan nie anders as om fees te vier nie. Hierdie broer van jou is so goed as dood. Ons het hom weer teruggekry. Hy lewe weer. Ons kan nie anders as om fees te vier nie. Hierdie verhaal gaan alles oor verhoudings. Toe die seun tot inkeer gekom het, het hy gesê, ek het teen God en teen pa gesondig. My verhouding met God, my verhouding met my pa, is verbreek deur my dwaase optrede. En ek is jammer daaroor, en ek is bereid om in 'n nuwe verhouding met my pa te staan, ek is bereid om sy slaaf te wees. Maar die pa sê, ek vergewe. Ek wil nog steeds in die regte verhouding met jou wees as pa en seun. Die oudste seun werk vir sy pa, maar is asof die verhouding nie heeltemal is wat dit behoort te wees. Alhoewel hy by die pa teenwoordig is, alhoewel hy al die goed het wat sy pa het, is daai verhouding nie daar, wat veronderstel is om daar te wees nie. En dan as sy jonger broer weer terugkom, dan praat hy nie van hom as sy broer nie, hy praat van hom as daai seun van my pa. Verhouding is nie reg nie. Jesus het hierdie verhaal vertel om te verduidelik hoe die verhoudings behoort te wees. Wanneer Jesus vergelykings vertel en gelykenisse gebruik, moet 'n mens altyd die punt van vergelyking gaan soek as 'n mens wil verstaan wat die boodskap is wat hy wil oordra. Die punte van vergelyking is die sleutel wat die verhaal ontsluit. In hierdie gelykenis is die jongste seun die tollenaars en die sondaars. Hulle wat losbandig lewe, wat ongehoorsaam is aan God, hulle wat onrein is, daar tussen die varke. Die oudste seun is die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle is in God se teenwoordigheid, maar daar skort iets met die verhouding. Hulle is nie vergewensgesind teenoor iemand wat tot inkeer gekom het nie. Hulle wil hulle verwerp. Hulle wil afstand hê tussen hulle. Hulle sal eerder verwytend optree. Die pa in hierdie verhaal is God. God wat met ope arms sondaars wat tot bekering kom terug ontvang.
en in wie se hart daar groot vreugde is, elke keer wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Die boodskap wat Jesus aan die Fariseërs en skrifgeleerdes wil gee is dit: julle behoort tollenaars en sondaars wat tot bekering kom met oop arms te verwelkom en vreugdevol saam fees te vier. Julle is soos die oudste seun, verwytend, disrespekvol, verwerpend, terwyl julle met oop arms sondaars wat tot bekering kom, moet verwelkom. Wat is die boodskap vir ons vandag op hierdie Papadag? Ons moet raak sien dat God se liefde vir sondaars en die vreugde wat hulle bekering vir hom bring, oneindig groot is. Sy genade is so groot dat dit hom met blydskap vul wanneer sondaars tot bekering kom. Dit is asof hy sit en wag vir hulle om terug te kom. Ek dink ook ons moet raak sien dat kinders se onderlinge weteyveringe eintlik maar tot almal se nadeel is. Ja, kinders, boeties en sissies is geneig maar om met mekaar te beklei en te stry en altyd te dink die ander een is die wit broodjie. Altyd te dink die ander word voorgetrek. Dikwels selfs ook leuns te vertel sodat die ander in die moeilikheid kan beland en hulle pak slaag moet kry. Wat help dit as boeties en sissies so met mekaar beklei? Wie wen daardeur? Wat baat hulle daarby? Eintlik maar tot almal se nadeel. Is net eenvoudig nie die moeite werd nie. Die onderlinge twis tussen die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes en dan die sondaars, die tollenaars, hulle wat tot bekering kom, is heeltemal ongevraagd en tot almal se nadeel. Maar die belangrikste vraag wat ons vandag vir onsself moet beantwoord is hierdie vraag: waar bevind jy jouself in hierdie gelykenis? Is jy dalk soos die pa wat 'n kind het wat die pad byster geraak het en wat in afwagting sit en wag dat hy weer moet terugkom? Is jy dalk soos die jongste seun wat alles wat jy het verkoos, vermors, uitlewe, deur losbandig te lewe? Is jy dalk soos die oudste seun, wel in God se teenwoordigheid, maar daar skort iets met die verhouding. Dis nie soos dit moet wees nie. Wanneer sondaars tot bekering kom, vul dit jou nie met vreugde nie. Jy is eerder jaloers, sien eerder op hulle neer, as om vol vreugde en dankbaar te wees. Ergens in hierdie verhaal vind jy tog jouself ook terug. Met hierdie verhaal praat God ook vandag met jou. Hoe gaan jy daarop antwoord? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir al die papas wat hier op aarde vir ons gegee is. Dankie vir al die papas wat
uit eerbied en respek vir U. Hulle plekke vol staan as die geestelike leiers in hulle gesinne en in die samelewing. Wat volwaardige rolmodelle is. Baie dankie vir elkeen van ons se paas. Vir die groot rolle wat hulle in ons lewens speel of dalk gespeel het. En al is almal van hulle nie meer hier by ons op aarde teenwoordig nie, het hulle tog hulle merk in ons lewens gelaat. En kan ons daardie kosbare herinneringe ook koester. Dankie vir elkeen wat nog 'n pa gaan word eendag. Dan bid ons ook vir so baie paas wat veronderstel is om hulle vaderlike rolle te verspeel hier op aarde en te vertolk en om verteenwoordigers van God te wees, maar dit nie is nie. Ons bid Here dat hulle ook sal besef wat hulle verantwoordelikhede is, dat hulle ook tot inkeer sal kom, sal afstand doen van al die verkeerde, en dat hulle op die regte pad sal loop tot die eer. Dan bid ons ook vir so baie paas wat worstel met kinders wat op 'n verkeerde pad loop, wat net nie wil luister nie. Paas wat al soveel kere vir hulle kinders gebid het, en by U gesoebat en gepleit het, maar nog steeds wag vir daardie dag van inkeer. Vader, ons bid dat daardie dag spoedig sal kom, dat daardie kinders ook tot bekering sal kom, en dat hulle ook groot vreugde aan hulle paas en hulle ouers sal verskaf, maar meer nog aan U. Dankie dat U ons met ope arms ontvang wanneer ons afgedwaal het en weer terugkom. Dat U ons innig jammer kry. Dat U ons soos eregaste ontvang en ons oorlaai met goedheid en guns en hartlikheid. Dankie vir U oneindige groot liefde. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om Here te dien met die dankoffers.